Kom ons begin in ons loof die Here, ons gaan saam sing uit Vlam 40 en ons gaan hom so 2 maal herhaal. Ons gaan net wag dat hy net op die bord kom daarso, Vlam 40. Soms wil ek net jubel in refreine wat u verstaan, want hoe kan ek in woorde u verheerlik vir my bestaan? Ons gaan hom so 2 maal sing. Soms wil ek net jubel in refreine wat u verstaan, want hoe kan ek in woorde u verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit 'n lofsang en dit val my moederlose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek eindig weer en weer. Soms wil ek net jubel in refreine wat u verstaan, want hoe kan ek in woorde u verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit 'n lofsang en dit val my moederlose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek eindig weer en weer. Dan Vlam 171. Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik u naam soos ons nou hier voor u staan. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik u naam, soos ons nou voor u staan. Is verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof die koning en die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring u die eer, u ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Dan gaan ons na die liedboek toe, lied 215. Ons gaan daarvan sing die eerste en die 4de vers. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom en loof hom, Christus is die Heer. Die eerste en die 4de vers.
dan lied 470, waarvan ons ook die eerste en die vierde vers gaan sing. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing en buig hulle voor u neer. Sluit ons voorsang af met lied 334, waarvan ons die eerste en die vierde vers gaan sing. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Die eerste en die vierde vers.
En vir 6 jaar studeer en wens om 'n dominee te wees, maar ek sê vir julle, dit is so 'n vreemde gevoel as iemand sê, hallo dominee, en ons welkom vir dominee Willie. Dit is regtig 'n voorreg vir my om ook dan vanoggend hier te staan as die nuwe dominee van hierdie gemeente. En as ek vir julle so 'n staaltjie ook kan vertel, in die voorbereiding en die teks wat ek moet kies om vanoggend te kom deel vir julle, dink ek so aan die teksgedeelte wat hulle by my oupa se begrafnis gepraat het van, is in Prediker 3, wat sê ons het tyd vir alles. Ons het tyd om te begin en ons het tyd om te eindig. En ek dink maar daai preek sal so egosentries wees as ek daai teksgedeelte gebruik. En ek dink dat daar iets is wat julle vandag van my kan leer en waarvoor ek julle ook vra om my te ondersteun, is dat ek in alles en altyd weer die woord van die Here vir julle gaan bring. Nie vir my eie eer nie, maar vir die eer van ons hemelse Vader. En dan is daar nou 'n grappie, soos wat ek julle gesê het, ek hou daarvan om met 'n grap ook te begin. Julle sal sien ek is aanskoulik langer vanoggend. En ja, dit is 'n trappie wat hierso vir my gebou is. Ek hoop asseblief, as ek die mense mag vra, ek mag nou nie sê van waar op die trappie vandaan kom nie, maar bring hom na my troue toe. Ek wil graag my vrou soen. Dit is sy raak. Kom ons sit so en dan sing ons 'n toetrede lied 184, vers 1, 2 en 3. Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Mag daardie woorde vanoggend vir ons ook 'n troosting wees dat die Here oral by ons is, waar ons ook al mag gaan. Ontvang ook nou die groet uit die naam van die Vader wat ons geskep het, in die naam van die Seun wat die gesalfde is, en in die naam van die Heilige Gees wat nog steeds by ons is en wat ons nog steeds lei. Amen. Kom ons staan dan sing ons 'n loflied, lied 493 vers 1, 2 en 6. Kom ons staan.
wat 'n pragtige lied is dit ook nie wat ons hoor as ons sê dat Jesus die sondaars aanneem nie. So weet ons ook dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, waarlik as sondaars voor Christus se voete gaan sit. Selfs ek wat hier staan, wat as sondaar voor Christus staan. Dit is my so mooi dat as die Here in Johannes 13 kom, wat hy vir ons die wet, wat ons die wetlesing vanoggend ook uit gaan lees, waar hy vir ons hierdie nuwe gebod gee. En dit is eenvoudig een vers waarna hy die gebod vervat. En dan sukkel ons as mens, maar tog so baie om hierdie gebod wat die Here vir ons gegee het, te vervul. Ons wetlesing kom uit Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Eenvoudig. Ons moet mekaar lief hê. Maar dit is so moeilik. Ek gebruik altyd die voorbeeld, en ma moet nou niks sê nie, as 'n taxi voor my ry. Dit is vir my verskriklik moeilik om hom lief te hê as hy sy hazard aansit, want dan behoort die wet mos nou, dan is die wet glad nie meer daar. Dit is my verskriklik moeilik om my buurman lief te hê as hy sy musiek tot 12 uur in die aand oorverdowend te hard speel. Dit is my verskriklik moeilik om ander mense lief te hê as hulle my seermaak. Waarlik seermaak. Dit is nie maklik om hulle te vergewe in die eerste plek nie, maar om dan daai persoon lief te hê. En dit is my so hartseer, maar tog so mooi dat die Here ons ook dra in hierdie liefde. En ek dink so aan daai teksgedeelte wat sê, maar ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As sondaars wil ek dan ook hierdie skuldbelydenis vir julle vanoggend voor te lees, en ek wil hê julle moet julle oë toemaak en hoor na die woorde wat in Lied 230 gesing word. Ek gaan nou nie vir julle sing nie, dit gaan aaklag klink. Maar hoor hierdie lied wat hier geskryf word as 'n belydenis, as 'n skuldbelydenis wat gedoen word. Kom ons word elkeen stil. O Jesus, in die lyding kom soek ek troos in nood. U smeek ek om bevryding van sondestraf en dood. Ek het my hele lewe die sondaarspad gegaan, verblind in al my strewe. O Jesus, sien my aan. Al doen ek steeds nog sonde, wil my genadig wees. Genees my deur die wonde, verwyder al my vrees. Vergeef my sondedade, die dwaasheid ook begaan. Ek smeek U om genade. O Jesus, neem my aan. Tot sover. Dit is my so wonderlik as 'n mens hierdie lied eintlik getuig as 'n skuldbelydenis. Ek kan nie help as om hartseer te word as ek hoor wat hierdie skrywer van hierdie lied bedoel het. In al my swakheid, Jesus, neem my asseblief aan. In al my foute wat ek maak, wat so baie is, neem my aan. En dan is dit vir my wonderlike nuus om vanoggend vir julle te getuig, maar Jesus hoor ons gebede. As ons sonde voor sy voete gaan neerlê en vra vir vergifnis, dan hoor Jesus my. En hy gee vergifnis daarvoor. Ek gaan vra vir 'n oomblik van stil gebed. En ek nooi elkeen van julle uit, kom ons gaan lê daai sonde
voor Jesus se voete vandag neer. Kom ons gee daai sonde en ons vra vir die Here dat hy ons daarvoor sal vergewe. Ek gee 'n oomblik van stil gebed. Amen. Die Here kom dan vanoggend ook en hy kom sê vir ons dat sy genade vir ons genoeg is. Dat deur sy genade daardie sonde wat ons nou net voor hom bely het, voor hom gaan neerlê, ons ook vergewe word. 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En dan die gedeelte aan: daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ek gaan vra dat ons as 'n geloofsgemeenskap dan ook nou hardop saam die 12 artikels bely. Julle kan dit doen sittende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan weer eens 'n geleentheid gee van stil gebed, soos dat ons ook nou ons sondes voor Christus se voete kom neerlê, gaan ek vra dat ons elkeen nou in ons stil gebed bely waarin ons glo. Ek dink dit is baie makliker om partykeer daai een ding wat ons verseker weet, wat Jesus Christus vir my en my lewe is, om dit te bely en vir hom te sê, ek glo nog steeds dat U hierdie persoon vir my is. Ek gee 'n oomblik van stil gebed. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Johannes 12 vers 1 tot 11. Ek gee vir julle 'n oomblik om daarin te blaai. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees,
Here, dankie vir die blye môre wat U van ons vandag gegee het. Here, dankie vir die geleentheid wat U vir ons gegee het om op te kan staan, Here, en om weer lof en aanbidding aan U te kan kom bring. Here Jesus Christus, dankie vir die voorreg wat ons het om as geloofsgemeenskap nou ook saam U woord oop te maak en U woord te kan lees. Heilige Gees, ek vra asseblief leiding vir my in hierdie erediens. Lei my dat ek nie deur my eie woorde sal praat nie, maar absoluut deur die leiding van U. Heilige Gees, breek dan ook nou so ons oë en ons harte oop om ontvanklik te wees vir die woord wat U vandag vir ons gebring het. Ek bid dit in die wonderbare naam, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Johannes 12 vanaf vers 1. 6 dae voor Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie." Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Ek herhaal dan net vers 3. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Ons lees dan net tot sover. Nou in hierdie teksgedeelte vanaf vers 1 dan skets dit reeds vir ons die agtergrond van waar hierdie teksgedeelte plaasvind, waar hierdie verhaal plaasvind. Ons sien ook dan die karakters wat in hierdie teksgedeelte gebruik word, soos Lazarus, wat ons ook weet wat eens op 'n tyd deur Jesus uit die dood uit opgewek is. Hierdie verhaal speel dan af in Betanië, en wat 'n visie is dit nie om daai woord uit te spreek nie. Ons lees dan in vers 3 een van die bekendste verhale van Jesus se salwing voor sy begrafnis. Dit moet ook dan net duidelik gestel word dat die Maria wat ons hiervan lees, nie Jesus se moeder is nie, maar Maria Magdalena is, wat vir Jesus hierso kom salf. Nou, in die evangelies is dit my so wonderlik, dat as jy is 'n verhaal in een van die evangelies amper trap ek af. As jy 'n verhaal in een van die evangelies lees, dan is die waarskynlikheid dat jy dit in 'n ander evangelie gaan kry ook baie groot. Wat vir my opvallend is van hierdie evangelie, is dat dit in al die ander 3 evangelies voorkom, maar dat die verhaal so bietjie vreemder klink in daardie evangelies.
Johannes is dan ook die enigste evangelie wat 'n naam by die vrou gee wat die salf oor Jesus uitgegiet het. Maria, waarvan ons nou net gelees het. Dit is dan ook opmerklik dat dit net in Johannes en in Lukas voorkom dat die salf op Jesus se voete uitgegooi word en nie op sy kop nie, soos in Matteus en in Markus. Nou baie mense kom na my toe en dan sê hulle, maar dit kan dan nie waar wees nie. Want hier is dan 3, 4 verskillende verhale wat plaasvind. Die een plaas 'n naam by die vrou, die ander sê net en praat net van 'n vrou wat dit gedoen het. Die eerste twee praat net van dat dit oor sy hoof gegooi word en dan praat Lukas en Johannes dat dit op sy voete uitgestort word. En julle gaan my baie hierdie woorde hoor gebruik, dan wil ek stout wees en daai mense vra, maar sien julle die groter prentjie wat in hierdie verhaal plaasvind? Sien julle die prentjie dat Jesus Christus hierso gesalf word? En dan begin ons gedagtes bietjie te verander rondom hierdie teksgedeelte. Dan begin dit nie meer vir ons gaan, waar was Jesus gegooi met olie nie? Dan nou nie gegooi nie, maar gesalf met olie nie. Ek vra dan vir mense, maak dit saak of dit by sy voete is, of op sy hoof is? Of maak dit saak dat ons die gesalfde Heer in hierdie verhaal vind? Dit is my dan ook so wonderlik dat as Johannes hierso praat van hierdie salwing wat op die voete gebeur het en dat sy dit afgedroog het met haar hare. Nou vrouens, julle sal weet dat 'n olierige kop regtig nie 'n lekker kop is nie. Nou ek sal ook so bietjie weet, want ek het in my tienerstadium nie, in my studiefase het ek ook besluit, luister die lang hare. En 'n oliekop is verskriklik erg. En hierso sien ons dat Maria dit afgedroog het, hierdie olie afgedroog het met haar hare. Ek kan net dink wat 'n verskriklike moeite dit moes vir haar gewees het om dit weer te gaan was en uit te kry. Maar dit is dan ook vir my so wonderlik dat as ons kyk na die beginsel van voete was in die Bybel, dan was dit die slawe se werk. Maria kom hier en sy word 'n slaaf. Sy doen die werk van 'n slaaf vir Jesus Christus. En ek dink nie sy het een keer gekla daaroor nie. Omdat sy so lief was vir Jesus Christus. As ons dan verder lees vanaf ons moes eintlik daai prentjie as die skoon mannetjie daai prentjie opgesit het. Ja, daai ene. Dit was in die eerste gedeelte en dan kan ons net na die volgende een toe gaan. As ons dan na die volgende paar verse gaan kyk, dan vind ons vir Judas Iskariot. En dit is een van daai mense toe ons die wetlesing gedoen het, dis moeilik om hierdie persoon lief te hê. Want hy steel. Hy steel by die mense. Geld is vir daai ouetjie alles gewees. Ons lees dit later in die verhaal hoe hy vir Jesus verraai het. Dat hulle vir hom geld gegee het om vir Jesus daai soen te gaan gee. Ons lees dan in hierdie verhaal dat Jesus uitgelewer sou geword het deur Judas Iskariot, maar dat Jesus ook weet dat hy uitgelewer gaan word deur Judas. En dit is vir my so mooi, ek weet dit gaan dalk nou van die punt af gaan, maar dat Jesus Christus alwetend is, weet dat Judas Iskariot hom sou uitlewer, maar dat Judas nog steeds een van sy disippels was. Een van die mense wat hom gevolg het. Een van die mense wat deur hom geleer was. Ons kyk dan na die woorde van Judas Iskariot. En hy sê, kom ons nie maar eerder hierdie verskriklike duur olie gaan verkoop het en die geld gebruik het om vir die armes te sorg. En dit is my so 'n klug as ons hierdie raak lees
Want dit is glad nie die bedoeling van Judas in hierdie verhaal nie. Hy het nie eers 'n bietjie liefde vir die armes in hierdie verhaal nie. Een van my gunsteling predikers van Amerika, John MacArthur, sê dat hierdie bedrag van hierdie nardesolie 'n jaarlikse loon gekos het. Nou, ons praat altyd so van, "Joh, pa, ek wens ek was in daai tyd gewees wat die goed so cheap was." My pa stuur my 'n foto van 'n treinete wat 58 sent, 85 sent gekos het vir 'n aandete. En ek sê van, "Joe, hoe lekker sal dit nie wees om 85 sent te betaal vir 'n aandete nie?" En hy sê vir my, "Boy, wat hartseer is dat daar mense daai tyd was wat dit nie kon bekostig het." Nou ek weet, nou praat ons hier van die 20ste eeu wat mense dit nie kon bekostig het nie. Hierso gaan ons terug na die Bybelse tyd toe. Hoeveel te meer was daai geld nie werd gewees nie? Hoeveel harder moes hulle nie gewerk het om daai geld te kry nie? En dan maak dit my so 'n bietjie bang as die Bybel sê, maar Judas het met 'n beursie rondgeloop, dan dink ek, dit my beursie maar by die huis los, net met die kaart hier in die sak te loop. Tog weet ons en ons elkeen ken ons eie harte ook, maar die Here ken dit beter, dat as ons 'n taak verrig vir iemand, dat ons dit nie sal doen vir ons eie eer, dat ons dit nie sal doen om dalk te steel in plaas van om te gee nie. Dit is my ook so interessant dat Judas daai tyd in beheer was van die finansies vir die disippels en gewerk met die finansies, en dan as ons hierdie verhaal hoor, dan dink ek nie hoeveel te meer het Judas werklik gesteel nie. En ek dink as ons met simbole kan werk, die Bybel is so ryk met simbole, dit is nou nie die geval in hierdie verhaal nie, maar as ons met simbole kan werk, dat ons die geloof miskien van 'n ander persoon steel, omdat ons dit so moeilik maak vir daai persoon. En dit gaan nou baie lelik wees wat ek nou gaan sê, maar as ek daai nat nuwe kar ry, wat jy nog baie, jy kry daai reuk, dit is my verskriklike lekker reuk, as 'n kar nie is, en jy kry daai reuk, en dan kom stop jy hierso by die ouete huis, of die arm mense, of jy gaan stop daarso, waar 'n stopbediening is, waar broodjies uitgedeel word, en jy kom daarso in jou kar, en jy kom om niks te gee nie, jy kom om gesien te word. Jy steel so die vreugde van daardie persoon. Jy maak dit vir hom so moeilik. En dan is dit vir my half in hierdie geval asof Judas weet van die armes, want Christus weet hulle, ons moet omsien vir die armes. Maar dat hy tog daai geld vir homself wil vat. Ek dink nie Maria was dom gewees om te sê dat sy nie geweet het wat die waarde van daai olie was. Maar die waarde van haar geloof in Jesus Christus was soveel meer werd as die geld van daardie olie. Hoe wonderlik is dit nie om net daai gedagte in ons kop te kweek nie. Dat haar geloof op daardie oomblik groter was en sterker in Jesus Christus was as die waarde van daai geld van die olie. Ek dink Judas sou beslis nie daardie geld gebruik het. Ek wil sê hy sou nie eers R2 gebruik het om te gee, dat waar jy silwer minste gegee het, maar alles geneem het. Oepsie. As ons dan verder gaan, dan kan net volgende skyf ook opsit. Dit is my so wonderlik dat as ons in hierdie verhaal ook lees, dan lees ons dat Jesus Christus sê, maar los haar.
want sy doen dit vir my begrafnis. En dit was vir my eers 'n vreemde konsep gewees, dat Jesus sê, sy doen dit vir my begrafnis. En ek het op gaan lees, en dit was 'n gereelde gebruik vir die Jode gewees, om 'n persoon te salf, voordat hulle in die graf gelê word. Nou, ek weet nie of julle die verhaal van Nikodemus ken nie, maar hy is die een wat vir Jesus Christus gesalf het, toe hy in die graf gelê het. Jesus was 2 keer gesalf. En dit is my so wonderlik, dat Maria ook al hierdie gedagte by haar gekry het, maar Christus se tyd is min. Christus gaan nie meer lank by ons wees en sy begrafnis is op pad. Ek moes dalk dit in die begin gesê, maar ons is in die 5de week van lydenstyd. En ons almal weet wat gebeur by die 7de week van lydenstyd. Ons is in die 5de week, so hier is alles na die opbou toe van Jesus se dood. Sy kruisiging. Ek dink Maria het werklik geweet, maar hierdie is die laaste wat ek my verlosser gaan sien. Een van die laaste kere. As ons dan na die volgende skyf toe gaan. Dit is my so kosbaar, dat die Here dan ook hierso vir ek en vir jou, vandag vir my en vir jou, my Afrikaanse onderwys is nou baie kwaad, vir my en vir jou, sê, dat die armes altyd ook by ons gaan wees, maar dat hy nie altyd by ons gaan wees nie. Nou ek weet die Bybel sê, ons mag nie jaloers wees, maar ek is so jaloers, dat Jesus Christus in persoon by die mense was, en dat hulle nie in hom geglo het. Wel nie almal van hulle in hom geglo het. Maar Jesus Christus is in persoon by hulle gewees. En ek smag daarna vir die dag dat Jesus Christus ook voor my kan wees. Maar Jesus praat hierso as hy vir hulle sê dat hy nie 'n lang tyd by hulle is nie, van sy aardse lewe. Want ek verseker vandag vir julle, Jesus Christus is by ons deur sy Heilige Gees. Ons getuig dit, ons bely dit. Dit is my half, ek wil nie beklei nie, maar dit is my half so hartseer dat ons partykeer vir die Here vra om ons sondes te vergewe, maar ons dink die Here is 'n dooie God. Jesus Christus is dood. Hy het ons aan daai kruis gesterf en dit is waar dit gebly het. As ek en jy vandag ons sondes voor Jesus Christus se voete neer gaan lê, dan sê ons half in die belydenis en die wat ons sondes voor sy voete gaan neerlê, dat Jesus Christus lewe. Waarlik lewe. Want as hy nie die dood oorwin het daardie dag nie, dan kon hy ook nie ons sondes van ons af weggeneem het. Dan sou ons ook vandag die ewige dood gekry het. En dan kom hy gedeelte wat ek baie lief is om te sê, dan was dit te vergeefs dat ek en julle vandag tot geloof gekom het. Of eens op ons tyd tot geloof gekom het. Dan was dit te vergeefs. Jesus se tyd was min op aarde gewees. En hy praat in hierdie gedeelte en ek weet nie of julle die klok kan sien wat so wegbreek nie. Maar so is dit ook vir ons tyd. Die armes is altyd by ons. Sien ons nog om vir hulle? Help ons hulle nog regtig met opregte hart? Of dink ons net maar, elkeen moet sy eie bed maak. Ek en my pa het hierdie ding, wat eintlik baie lelik is van ons, daai persoon het sy bed gemaak, hy moet daarin slaap. As ek kan help,
Hoekom help ek nie? En ek staan stil daar. Ek staan werklik stil daar. Dat ek partykeer iemand in nood sien, wat ek weet ek kan help. Maar ek dink meer aan myself. Ja, ek wil daarmee ten minste vanaand KFC eet. In plaas van brood. So 'n stupid voorbeeld, maar aan wie dink ons? En dan, om af te sluit, het ek net die vraag van, waar is ons prioriteite? In hierdie gedeelte gaan ek my half ook oor waar was die prioriteit van Judas Iskariot hier gewees? Het hy nie gehoor dat Jesus Christus vir hom sê, sy tyd is naby nie? Het dit maar nog steeds vir hom net gegaan oor geld, oor materiële dinge? En dan dink ek, ons kan ook daai boodskap vandag met ons dra. As ons vra, waar is ons prioriteite? Waar is my prioriteite? Kom ek vandag hier na julle toe en preek die boodskap vir eie eer? O, daai dominee praat so mooi. Absoluut glad nie. Absoluut glad nie. Ons moet uitgedaag word om elke dag weer te vra, waar is ons prioriteite? Gaan dit nog oor die eer van die Here? Alles wat ek doen, nie net om te sien vir die armes nie, maar daar waar ek by my werk is, doen ek nog my werk tot eer van die Here. En jy hoef nie net 'n dominee te wees om jou werk tot eer van die Here te doen nie, as jy daarby kan bekommel. Jy hoef nie net 'n dominee te wees daarvoor. Ons werk as gelowiges is om altyd deur in alles wat ons doen, eer aan God te bring. Ek wil dan so ook afsluit en ons uitdaag, myself ook uitdaag daar. Gaan ons ook by die voete van die Here, soos 'n slaaf gaan kniel. Omdat ons werklik so lief is vir hom. Die dierste ding in ons huis, weer simbolies, die dierste ding in ons huis gaan opoffer by sy voete. Om waarlik te getuig dat hy die gesalfde Heer is. Gaan ons geloof in Christus sterker wees as hierdie wêreld wat ons geluk en ons geloof so erg probeer steel. Waarin plaas ek en jy ons hoop en ons geloof? Amen. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie dat U vandag vir ons kom openbaar het, dat U waarlik die gesalfde Heer is. Here, dankie dat ons in 'n verhaal waar daar baie mense ingebring word, steeds kan sien dat die eer aan U moet behoort. Here, selfs in die laaste gedeelte van die teks wat ons gelees het, sien ons dat mense gekom het om ander dood te maak, omdat hulle na U gedraai het en in U begin glo het. Here Jesus Christus, maak ons geloof so sterk vandag dat geen aardse besitting ons ooit weg sal kan vat van die liefde wat ons vir U het, of van die geloof wat ons in U het. Heilige Gees, lei ons om werklik om te sien vir die armes, die mense in nood. Here, dat wanneer ons kan gee, ons met vrymoedigheid kan gee, sonder om eie eer te soek en na te streef.
Heilige Gees lei ons, behoed ons en bewaar ons deur die res van hierdie dag. Ek bid dit in die wonderbare naam, die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou moet ek weer onthou dat die angs is dat eers die kollekte het, dan die liedjie. Okay. Ek gee 'n geleentheid vir die kollekte om opgeneem te word. Here seën die hande wat vandag so ook die kerk geseën het. Here en seën die hande wat so ook gegee het, al weet hulle nie waar hulle geld môre vandaan sal kom nie. Here Jesus Christus, ek bid asseblief leiding met die geld en leiding vir die persone wat ook daarmee gaan werk. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dankie. Ek gaan vra dat ons as gemeente ook nou staan vir die slotlied Vlam 39. Amen.
aan hom toegewy maak en julle gewaar, geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberustelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen.